Goeiedag almal, dit is Theo en vandag wees kalm en weet, die Here God is met jou. Josua 1 vers 9 lees soos volg: Onthou, dit is ek self wat jou hierdie opdrag gee. Dit is die Here wat hier praat met Josua, maar ook met ons, né? Wees sterk en vol moed. Vertrou my met alles in jou en moenie vir iets of iemand skrik of bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou waar jy ook al gaan. Op grond van hierdie teks wil ek graag sê dat alles wat ons doen, jou werk, die bestuur van jou besigheid, jou studies, jou deelname aan sport en of jy nou ontspan of enige iets anders doen, moet in die krag van die Here God gedoen word om enigstens betekenisvolle resultaat te kan lewer. Alles wat ons as kinders van die Here in die lewe suksesvol bereik, hang nie net af van ons talente of vermoëns nie, maar dit is die krag van die Here wat aan ons gegee is. Johannes 15 vers 5 sê dit baie duidelik: Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my beteken julle eintlik niks. Daarom leef elke dag in afhanklikheid van my en ek sal dan elke oomblik by julle wees. Die doel van Satan is om ons te oortuig om op onsself te vertrou. Hy wil ons daarvan weerhou om op die Here te vertrou en te ontvang wat hy saam met ons kan bereik. En wanneer ons volkome vertrou op die Here se krag in alles wat ons doen, dan beloof die Here ons in Josua 1 vers 3, elke plek waar jou voetsool op sal trap, dit gee ek aan jou. Kan jy sien? God se krag maak dit vir ons moontlik om in dit wat ons aanpak suksesvol te wees. Maar dan moet ons daaglikse gebed ook wees, Matteus 6 vers 11. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Neem nou hierdie belangrike besluit in jou lewe. Ek sal elke dag sy krag en wysheid soek aan alles wat ek doen. En dan, Josua 1 vers 5, niemand sal jou kan verslaan solank jy leef nie. Ek sal altyd by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat of ek sal jou nooit verlaat nie. En onthou, dieselfde God wat die see vir Moses en die Israeliete gekloof het om droogvoet daardeur te loop, is nog steeds jou God vandag. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.